Hallo Gratine, welkom by Wiskunde met Ahmed Suliman. Ons kyk vandag na eksponente. Natuurlik is baie belangrik dat jy die eksponentwette wat jy graad 8 en 9 geleer het, gaan hersien. So die eerste wet op vermenigvuldiging waar jy die eksponente saamtel, tweede wet op deling waar jy die eksponente aftrek en dan die derde wet waar jy in vermenigvuldig met die eksponent buite die hakkie. Nommer 4 ook die wortelvorme en dan onder notas wat gebeur met negatiewe eksponente. En natuurlik ook wat gebeur met a tot die mag 0 wat natuurlik 1 is. So dit is belangrik dat jy al hierdie wette gaan hersien en seker maak dat jy die wette verstaan. Goed, kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. 5 tot die mag 2y min 3 vermenigvuldig met 2 tot die mag 4y plus 4 vermenigvuldig met 10 minus 5y plus 5. Nou, daar is belangrike dinge wat jy hier moet onthou. Onthou om gebruik te maak van priemgetalle. So as jou basis nie 'n priemgetal is nie, dan moet jy probeer om dit op te breek as 'n priemgetal. So 5 is 'n priemgetal, 2 is 'n priemgetal, maar 10 is nie 'n priemgetal. Daarom sal 10 dan word 5 maal 2. En moet nie vergeet nie, 5 maal 2 is tot die mag min 5y plus 5. So die min 5y plus 5 moet dan na beide die 5 en die 2 versprei word. So moet nou nie dit vergeet nie. Dan, kyk as daar grond terme met dieselfde basis, soos die 5 tot die mag 2y min 3 en onder 5 tot die mag min 5y plus 5. So hulle twee sal ons indeel en dieselfde met die grondtal 2. 2 tot die mag 4y plus 4 en 2 tot die mag min 5y plus 5. So ons gaan die wet toepas waar ons die onderste terme boontoe neem, dan verander die tekens. So moet ons nie vergeet nie. So dan trek ons die min 5y plus 5 af en dan ook trek ons die ander min 5 plus 5 af by die 2. Verwyder die hakkies by die eksponente en tel dan die gelyksoortige terme saam en die antwoord behoort te wees 5 tot die mag 7y min 8 vermenigvuldig met 2 tot die mag 9y minus 1. Goed, die volgende proefvoorbeeld, 6 tot die mag 4, maal 12 tot die mag 3, maal 4 tot die mag 5, oor 30 tot die mag 3, maal met 3 tot die mag 6. Weereens, 6, 12, 4 en 30 is nie priemgetalle nie, so dit moet dan opgebreek word in priemgetalle. Right, soos bijvoorbeeld 3 tot die mag 4, maal 2 tot die mag 4, maal met 3 tot die mag 3, maal 4 tot die mag 3, maal met 4 tot die mag 5. So dit is hoe ons nou die 6 en die 12 kan opbreek. En dieselfde met die 30, 3 tot die mag 3, maal 10 tot die mag 3. Right, so moet ons nie vergeet nie. Dan kan ons die hakies verwyder en dan kan ons weer dieselfde basisse se eksponente aftrek. Soos die 3 tot die mag 4 minus die 3 van onder, 2 tot die mag 4 minus 2 tot die mag 3 van onder, dan natuurlik 3 tot die mag 3 en die 5 tot die mag 3, 3 tot die mag 6 ensovoort. So al dieselfde basisse se eksponente word dan afgetrek. En dan behoort vir jou te gee dan 2 tot die mag 17 gedeel deur 2, 3 tot die mag 2 maal 5 tot die mag 3. Goed, nou kyk ons na rasionale eksponente. Bijvoorbeeld a tot die mag m oor n, dit bedoel natuurlik eksponente wat breuke is. So a tot die mag m oor n kan dan geskryf word as die wortel van n van a tot die mag m. So moet jy nie vergeet nie. So m behoort aan die a en n is die tipe wortel waarmee ons werk. Goed, ons eerste voorbeeld hierso is vereenvoudig sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. T tot die mag 'n kwart, maar 3 t tot die mag 7 oor 4. Right, so onthou nou wat om te doen. So natuurlik 3 behoort nie aan t nie, so 3 sal op sy eie staan en dan t tot die mag 'n kwart maal t tot die mag 7 kwarte. Ons sal daai twee eksponente saamtel. 1 kwart plus 7 kwarte gee jou 8 kwarte wat natuurlik 'n 2 is. So die antwoord is dus 3 t tot die mag 2. Volgende voorbeeld, 16x tot die mag 2, gedeelde 4x tot die mag 2 en alles tot die mag 'n half. Wees nou versigtig hierso, dat 4x kwadraat tot die mag 'n half, ons sal eers die hakie moet verwyder, moet nie vergeet nie, en die half moet dan versprei word na die 4
en na die x to die mag 2. So moet ons nie vergeet nie, na die 4 en na x to die mag 2. Selfde tyd, 16 is nie 'n priemgetal nie, so ons sal dus moet kyk na priemgetalle, maar omdat daar reeds 'n 4 onder in die teller in die noemer is, kan ons maar 16 ook uitdruk as 'n 4. Ons kan ook 2 as 'n basis gebruik het. Dit sal ook werk. So 16 is 4 to die mag 2, x to die mag 2, natuurlik 4 to die mag 'n half, en natuurlik x to die mag 2 mal 'n half wat 1 is. Dan volgende, gaan ons die 4 se eksponente aftrek, 2 minus 'n half, en natuurlik ook die x se eksponente, x to die mag 2 minus 1. Dit gee dus vir ons 2 to die mag 2, wat tot die mag 3 oor 2 is, maar met x, en natuurlik 2 to die mag 3, x wat natuurlik vir ons 'n 8x gee. Goed, die volgende voorbeeld, 0,25 to die mag 'n half. Natuurlik sonder 'n sakrekenaar sal ons die 0,25 moet verander na 'n gewone breektoe wat natuurlik 'n kwart is. En natuurlik moet nie vergeet nie, 'n half moet dan versprei word na die 1 toe en na die 4 toe. 4 is natuurlik 2 to die mag 2 as jy dink aan priemgetalle, dan die 2 to die mag 2 kan opgeneem word, en dit word 2 to die mag min 2, so dis min 2 mal 'n half wat natuurlik negatief 1 is. So 2 to die mag negatief 1 is ook dieselfde as 'n half. Volgende voorbeeld, 27 to die mag negatieve derde. Weereens die idee van priemgetalle. So 27 is 3 to die mag 3. En natuurlik normaal ons die eksponente met mekaar. 3 maal min 'n derde gee vir jou negatief 1, wat dan dieselfde as 1 derde is. Volgende voorbeeld, 3p to die mag 2 to die mag 'n half, maar met 3p to die mag 4 maal 'n half. Weereens moet jy vergeet nie, 'n half moet na die 3 en na die p kwadraat versprei word. Selfs met ook die p to die mag 4. Moet dit nie vergeet nie. Dan eindig jy op met 3 to die mag 'n half p, en dan 'n half maal die 2 van p gee jou 1, en natuurlik 3 to die mag 'n half p kwadraat, want 'n half maal 4 is 2. Dan natuurlik sal ons die 3 se eksponente saamtel, en ook die p se eksponente saamtel. So 3 to die mag 'n half plus 'n half is 3 to die mag 1, wat net 3 is, en natuurlik p 1 plus 2 gee jou 3, so die antwoord is dus 3p to die mag 3. Goed, volgende voorbeeld, 12, maal met a to die mag 4, b to die mag 8, alles to die mag 'n half, maal met 512, a to die mag 3, b to die mag 3, alles tot 'n derde. Wees nou versigtig hierso, die 12 buite die hakie mag nog nie in vermenigvuldig word nie, want die half buite verhoed dit. So asseblief, moet nog nie die fout begaan nie. Daarom 12 bly buite, die half maal jy met die 4 van die a en met die 8 van die b. Dit gee jou dus 12a to die mag 4 oor 2, want dit is 12a kwadraat is, en b to die mag 8 oor 2, wat b to die mag 4 is. Dan die 512 is natuurlik 8 to die mag 3, as jy dit kan so kan opbreek, en natuurlik, ek kan ook 2 gebruik het as 'n grondtaal, maar op die oomblik sal 8 miskien meer sin maak, want dan kry ek my eksponente dieselfde. So dis 3 maal 'n derde, wat natuurlik 8 to die mag 1 is, en natuurlik nou is dit ook 'n derde maal die 3 van a, en natuurlik 'n derde maal die 3 van b. So gee jou a to die mag 1, b to die mag 1. So ons eindig op met 12a kwadraat b to die mag 4, maal 8ab, 12 van 8 is 96, a to die mag 2 maal a to die mag 1 is a to die mag 3, en b to die mag 4 maal b is b to die mag 5. So die antwoord is dus 96, a to die mag 3, b to die mag 5. Goed, ek het 2 voorbeelde op hierdie bladsy. Ek kon begin die eerste ene wat heel bo is, min 2 to die mag 4, in hakkie, a to die mag 6, b to die mag 2, en alles to die mag 'n half. So wees 'n bietjie versigtig wat jy hier gaan doen, so dit 'n half maal die 4 van die min 2, dan ook 'n half maal die 6 van die a, en 'n half maal die 2 van die b. Dit gee jou dus negatief 2 to die mag 2, a to die mag 3, b. En negatief 2 to die mag 2 is 4, positief, a to die mag 3, b. Dan die volgende voorbeeld is a to die mag negatief 2, b to die mag 6, alles tot die mag 'n half. So dit is 'n half maal die negatief 2 en 'n half maal die 6. Gee jou dus a to die mag negatief 1, b to die mag 3. Natuurlik die a to die mag negatief 1 gaan onder toe om met a to die mag plus 1 te maak. So die antwoord is dus b to die mag 3 oor a.
Goed, en dan die laaste voorbeeld hierso, 16x to die mag 12, b to die mag 6, alles to die mag 'n derde. Nie weer vergeet nie, dat 'n derde behoort ook aan 16, nie dit vergeet nie, maar 16 kan ook wees 8 maal 2, soos dus 'n derde, gaan ek dan met alles in vermenigvuldig, en dan gee jou dus 8 maal 2, x to die mag 12, b to die mag 6, en alles to die mag 'n derde, en natuurlijk 8 op sy eie is 2 to die mag 3, dan gaan het wees, hy 3 van die 2, gee jou 'n derde maal 3, wat jou 2 is, dan natuurlijk 2 maal 2 to die mag 'n derde, dan natuurlijk die 12 maal 'n derde gee jou 4, en 6 maal 'n derde gee jou 2. So die antwoord is dus 2 maal 2 to die mag 'n derde, a to die mag 4, b to die mag 2. Goed, ek hoop dat hierdie paar voorbeelde julle gehelp. Natuurlijk, dit is wiskunde met Ahmed Suleiman. Moet nie vergeet om in te teken nie en ook vir my 'n like te gee nie. Alle sterkte.